'n hartlike goeiemôre, good morning. Inderdaad, baie lekker môre vir jou, waar jy ook al mag wees. Ja, naweek is verby. Ten spyte van die koue is ons gereed om hierdie week op die regte manier af te skop. Môre Els. Goeiemôre julle. Is julle bekers vol? Vol en reg om te gaan. Ek kon nie wag nie. Ek het gesê, ons het gesien jy het al so vroeg vir dis is eintlik al jou derde koppie. Dis so, inderdaad. Ek sou nie anders kan funksioneer nie. Sorry. Nou ja, toe, weet jy waar ons sal ook nie sonder die inne kan funksioneer. Ja, nie. kom So sê wil julle ons. weet wat vandag gebeur? Absoluut. Goed, Nadine Vosloo van Olympic Paints deel kreatiewe maniere waarop algemene bak- en broubestanddele gebruik kan word om kuns te skep. Die president van SA Toutrek, Anton Botha, gesels oor hoe hulle gereed maak vir die wêreldkampioenskap wat hierdie jaar in Mossel Bay plaasvind. Sue Jordaan gesels oor hoe duik 'n manier is om inklusiwiteit, herstel en vryheid onder mense met gestremthede te bevorder. En ons sluit af met nuwe musiek van Bella Kuleski, wat haar sololoopbaan met haar enkelsnit Mis jy my al begin. Ja, besige program wat voor lê, né? Groot verskeidenheid. Ek Ja. moet sê ek het daai verkeerd gelees. Ek het gedog dit sê mis jy my AI. So Dis iets anders. Dis 'n ander liedjie. is dit anders al. Ja, Okay, ja. Wel, natuurlik is daar ook interessante brokkies, so ek gaan sommer wegspring met 'n interessante storie wat ek met julle wil deel. Ja. Dis een wat my nogal so 'n bietjie aangedaan laat voel het toe ek dit die eerste keer lees, maar Pepper, 'n dapper fox terrier wat vir 11 dae lank op Tafelberg vermis was, het die hele Kaapstad op hol gehad. Pepper het op 14 Junie, dis mos nou my verjaarsdag raas, 14 Junie naby Kasteelspoort nadat hy skrik gemaak is verdwyn. Sy eienaar Owen Moses het sedertdien elke dag van Stellenbosch afgery om van sonsopkoms tot sonsonder die berg uit te klim op soek na Pepper. Meer as 200 vrywilligers, hommeltuie en reddingsspanne het help soek. Ja, onder hulle was Jolene Harris van Lamberts en Elands Animal Protection Services wat gehelp het om die vrywilligers en soekstrategieë te koördineer. Die groot deurbraak het uiteindelik op 24 Junie plaasgevind. Pepper is op 'n smal rots bo Oude Kraal gewaar. Redders moes sowat 150 meter met toue teen die kraans afsak om by hom uit te kom. En na ure se geduld en 'n paar lekkernye is Pepper veilig in 'n rugsak geplaas en met sy eienaar herenig. So dit is nou weer 'n storie van hoop. Ek kan myself nie indink dat jy vir soveel dae sonder jou dierekind, jy weet nie waar hy of sy is nie, en jy weet hulle het weggehardloop as gevolg van die feit dat hulle geskrik het. Dit sal vir my verskriklik wees daai paar dae. Ja, om te dink dat mense is so geheg aan hulle troeteldiere en so dit is amper soos kinders vir hulle. Jy sê altyd my katkinders, jy weet. Presies. So om te dink dat dit vir so lank net iewers was en nou moet jy elke dag net dink, waar is ou Pepper, waar is Pepper en toe het hulle al gekry. Ek dink op die ou einde Pepper moet 'n nuwe naam kry. Wonderwerk. Ja. Want dit is 'n wonderwerk om 11 dae in daai berg, Ja. en spesiaal in die weer wat die Kaap nou gehad het, te kon oorleef. Ja. En dis ou net so 'n ou bonneltjie. So ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar my hart ek voel dieselfde as jy. Mense raak aangedaan as jy daaraan dink, want as jy diere gehad het as 'n kind, dan word jy met hulle groot en hulle kry plek in jou hart in. Alhoewel aan die ander kant ek het toe ek so 10 al was 6 goue visse in 'n ry doodgemaak. Ek nie bedoel nie dat hulle het nie doodgegaan op my watch, dis al. Ja, dit is Nie maar heeltemal waar, dieselfde ding nie. dit is maar waar die troeteldiere liefde begin, daar by die visse en so. Dis korrek. Maar het jy al 'n troeteldier verloor of iets gehad wat vermis gegaan het? Kyk, Raas, die katkinders is vir jou stout hoor. Hulle loop mos maar rond. En Luca, die jongste, het al vir 'n hele dag was sy weg gewees. En ek het nie ophou soek nie en natuurlik baie gehuil, Ja. jy weet oral gaan roep. En toe ek jy weet haar einde ten laaste gewaar, soos wat ons nou ook in hierdie storie gelees het, toe het sy so onder die grond, wat noem mense dit, dreinering, weet die dreinering, ja. Ja. Toe het sy daar uit haar koppie so uitgesteek en ek was baie verlig geweest. Maar ja, 'n mens stres want jy is net altyd so bang dat dit erger kon gewees het, jy weet. Ja, en jy het nou gesê die Pepper se nuwe naam moet wonderwerk wees, maar dit is eintlik regtig waar, dit is 'n wonderwerk en die feit dat die gemeenskap almal bymekaar gekom het om hierdie klein dingetjie nou te gaan soek en op te spoor, is regtig, dit is daai tipe feel good nuus en feel good stories wat ons regtig nodig het, né? Maar jy kan egter nie katte en honde vergelyk nie. Jy weet wat gebeur as jy vir 'n hond roep, dan hardloop hy so nader en dan kom lekker jou. As jy 'n kat roep, dan sê die kat
I'll come back to you. Ja, ek sien hulle is vir jou. Ja. Nee, los my uit. Ja. Nee, presies. Maar hierdie was fantasties, 'n wonderlike storie. Ja, ons het nog 'n storie in ons oggendpraatjies vanoggend, and this one is related to tourism and visiting other countries. When you think of visiting Egypt, there's a very specific image that usually comes to mind. The pyramids rising on the horizon, the Sphinx standing watch, and maybe a camel or two moving slowly across the desert sands. But that iconic postcard moment of Egypt may soon look very different. Visitors to Egypt's famous pyramids of Giza will soon experience the ancient wonder in a very different way. The Egyptian government is phasing out camel and horse rides around the site as part of a major push towards ethical tourism and improved animal welfare. The move comes amid growing global pressure to end the exploitation of animals in tourism. Instead of animal transport, visitors will increasingly use electric buses and shuttle carts, offering a more sustainable way to explore one of the world's most iconic landmarks. So hierdie is regtig goeie nuus, want ek dink daar is veral in die Egiptiese toerismebedryf en hierdie praktyk gaan al baie lank aan. Ek dink daar is hier en daar 'n mishandeling van die kamele en die perde wat daar is. Maar my eerste vraag is, sê nou dit is jou familie se besigheid, and that's what you've done for hundreds of years, is doing these tours, and now it's not going to be that anymore, you know? So my immediate question, Roz, is, so these horses and the camels that they use, are they now not going to be ridden anymore? That's, for me, when I saw the story, I thought, hang on, this doesn't make sense, because those camels will still be ridden. And to be honest, I've done that. It's part of that whole experience of riding a camel. Look, it's a stinking animal. It's a nasty thing at the best They of times. spit a lot. They do. But does that mean that they're not going to be ridden anymore? And I take your point. There probably has been cases. But in the end, that's what they're there for, to be ridden. I think you're taking away some of the culture of this experience. Ek weet nie hoe voel jy nie. Jy's seker aan die ander kant van daai spektrum. Kyk hierso, ek dink dis twee verskillende invalshoeke en ek dink 'n mens kan vir ure, jy weet, hieroor gesels. Maar ek stem saam, ek dink wanneer dit kom by die haaglike omstandighede soms, jy weet, en hoe daar teenoor die diere opgetree word, ek sal altyd eers opkom vir die diertjies, jy weet mos anders vir die diertjies. So ek dink 'n mens moet net 'n middeweg kan vind. Jy weet 'n balans en daai soort van ding. Maar ek was nog nooit in daai deel van die wêreld gewees nie. So ek het nog nooit daai ervaring gehad nie, maar ek vat jou woord daarna. En as jy praat van volhoubaarheid, ons praat nou van elektriese busse. Daai batterye wat in elektriese busse gebruik word, is ook sleg vir die omgewing op sy manier, totdat jy hom vir 5 jaar gebruik het, dan begin daardie impak afneem. So wat is reg? Daar's nog 'n faktor wat mense in gedagte kan neem. Ja. Sien, soos wat ek vir julle sê, ons sal vir ure hieroor kan gesels. Nou maar jou toe. Gesondheid. Ons hoop jy het 'n glasie lemoensap in die hand vanoggend of jou koppie koffie. Maar bly gerus waar jy is. Ons is net hierna weer terug. En onthou ook om ons op alle sosiale media platforms te gaan volg om op hoogte van sake hier by Goeiemôre Good Morning te bly. Goeiemôre julle, ek is Nadine Vosloo, baie welkom by hierdie kreatiewe sessie en my doel is om jou te inspireer om vars hoop en inspirasie te hê vir dit wat die lewe ons ook al mag bied. Nou, ons almal is verskillend en dit is heeltemal oukei. Jy mag dalk hou van musiek maak, kos maak, jag. Ek hou van kreatiewe sessies en kan nie noodwendig die bestanddele wat in 'n kombuis gebruik word aanwend vir dit wat in 'n kombuis bedoel is om te gebeur nie. Nog niemand is dood aan die kos wat ek gemaak het nie, maar ek wil eerder verkies om dit wat in die kombuis te vind is aan te wend vir kreatiewe sessies soos koeksoort.
Waarvoor gebruik jy dit nou eintlik in die kombuis? Is dit om jou koek te laat rys en swart peper? Ons het dit gekry as kinders as ons kraswoorde gebruik het en van daar het my liefde vir die produk my heeltemal ontgaan. Maar ek gaan jou vandag wys deur dit wat in en om jou huis beskikbaar is, hoe om dit kreatief aan te wend. Nou kreatiwiteit is belangrik. Kreatiwiteit gee jou die vermoë om probleme beter op te los. Selfs wanneer jy daai yskas oopmaak en 'n aartappel en 'n pampoen sien, kan daai bestanddele kreatief aangewend word om jou familie te voer. Moet my nie vra hoe nie, maar ek gaan jou wys hoe om met verf en ander produkte kreatief te verkeer. Nou ons gaan vandag koeksoda gebruik, swart peper glo dit of nie, en dan kleur craft glue en 'n mengbak. En ons gaan hierdie 3 produkte omskep in iets wat jy kan gebruik om mooi om jou te maak. Nou iets wat ek vasglo is wanneer jou omgewing mooi en georganiseerd is, het jy meer moed om dit wat buite jou omgewing is, beter te kan hanteer. Goed, ons vat die koeksoda, ons meng dit, gooi dit in hierdie mengbak. Nou, hoeveelhede, Linda, is nie belangrik nie. Jy gaan op gevoel. Ons is nie in die kombuis nie, ons is in die kinderkamer. En ons vat ons gom en ons meng dit by ons koeksoda. En maak seker jou bottel is oop. Ons moet heeltemal oop draai. Probleemoplossing, kreatiewe oplossings. En ons meng met 'n paletmes die 2 bestanddele saam. As jy sien meer vloeistof is nodig, want jou beslag is nie sag genoeg nie, sit jy meer gom by. En meng goed. Totdat jy sien so skuimerigheid ontstaan in jou mengbak. En dis nie te sag nie, want dan gaan dit van jou glasfles afloop. Nou, ons almal gebruik soms in ons kombuise dalk beluiwe wat in glasflesse is, of gherkins, gurkies, en al hierdie glasflesse kan omskep word in iets wat jy kan gebruik en mooi maak. Herwinning is iets waarvoor ek baie lief is, en voel altyd sleg as ek iets net in die vullisstrom gooi. Goed, 'n glas, dit kan nou enige glasfles wees, dan 'n alkohol wipie, lappie, en jy maak jou glas mooi skoon. Dit verwyder enige olierigheid wat op jou oppervlak kan wees, sodat jou beslag aan jou glas kan klou. Jy sal ook sien hy verdamp redelik vinnig. En dan met die paletmes smeer ons nou hierdie beslag bo op ons glasfles. Die belangrikste is om die proses te geniet en te weet dat jy skepend verkeer om iets wat dalk weggegooi sou geword het, te omskep in iets wat jy nou kan gebruik. Hierdie is ook nou amper soos 'n versiersel op 'n koek smeer. Moet nie my vra om dit te doen nie. Maar ek dink dit sal min of meer die proses wees. As jy dit meer egalig wil hê, sal ons nou net 'n verfkwas gebruik en ons sal dit mooi egalig maak. Nou die doel van die peper is om tekstuur op jou oppervlak aan te wend. Jy werk nou net mooi egalig. Kan dit neersit, voordat ons die ander kan doen.
En dan waar jy hierdie nou op jou filletsteak sou gebruik jy dit op die glasfles. En dis hoe die oppervlak lyk voordat dit droog is. Ek het nou hier 'n glas wat klaar voorberei is. En wanneer dit droog is, sal jy sien, die peper het mooi saamgesmelt op die oppervlak, maar daar is addisionele tekstuur. Ons wil dit hê want dit moet amper nou so sement lyk. Nou die kleur wat ek gaan gebruik is Olympic Paints se cream sorbet. Lekker, dis nie roomys nie, tens dit was, maar die kleur is pragtig. Doop 'n skoon verfkwas in die potjie verf en ek verf dit op my oppervlak. Dit gebeur nou eers wanneer die glasfles mooi droog is en die droogtyd hang af van temperatuur en ook hoe dik die beslag op die glas aangewend is. Jy kan enige kleur gebruik, so as jy 'n grys wil gebruik om 'n sementvoorkoms te skep, kan jy dit doen. As dit 'n kleur is of selfs 'n oranje kleur om 'n terracotta voorkoms te skep, kan jy selfs dit ook doen. Weereens geniet die proses. Jy is besig om kreatief te verkeer en om iets uit niks uit te maak. En wanneer hierdie nou heeltemal droog is, kan jy besluit of jy 'n tweede laagie wil aanwend. En hier is 'n potjie wat klaar voorberei is en droog is. En dit kan nou gebruik word as 'n vaas vir jou blomme, as 'n houer vir jou kunskwaste, of vir enige iets wat addisionele stoorplek nodig het, selfs in jou kombuis. Baie belangrik om te onthou, na vandag se sessie, dit maak nie saak wat dit is waarvan jy hou nie. Hetsy dit is om te skryf, in die tuin te werk, te bak en te brou, of om kreatief te verkeer met kreatiewe elemente, solank jy net kreatief bly. Kreatiwiteit kondisioneer die brein om makliker probleme op te los en om 'n beter uitkyk te hê op die lewe. Jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning. Nou wanneer mense aan toutrek dink hulle dikwels aan skooldae of pret by 'n sportdag, maar toutrek is 'n hoogs kompeterende en internasionale sport waarin Suid-Afrika al vir jare uitstekend presteer. Die Suid-Afrikaanse span maak gereed vir die toutrek wêreldkampioenskappe en vandag gesels ons met die president van SA Toutrek, Anton Botha, oor die sport, die voorbereiding en wat voorlê vir Suid-Afrika en die span. Anton, hartlike goeiemôre aan jou en baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Kom ons praat eerstens oor die wêreldkampioenskappe. Ek verstaan dis in Mosselbaai vanjaar. Ja, Arnold, dis korrek ja. Goeiemôre op hierdie noot dan ook aan jou en die kykers. Vertel vir ons hoe dit gebeur dat ons in die eerste plek die kampioenskappe hier op tuisbodem kon kry. Wel, die proses het al geruime tyd gelede begin. Ons het seker al so 5 jaar terug het ons die aanbod ingesit nadat ons gepraat het met die destyds die adjunk burgemeester van Mosselbaai, huidige burgemeester. Ons het gaan kyk na die fasiliteite wat hulle het. Ons gaan dit natuurlik daar in die ATKV in Hartenbos spesifiek hou en daarna moes ons 'n totale voorlegging doen aan die eerstens aan die internasionale wêreldliggaam van wêreldtoutrek en daarna moes ons 'n voorlegging doen by die kongres en is ons toe uit 'n klomp lidlande uit is ons toe uiteindelik verkies. Ons is toe met 'n telling van omtrent 17-2, so 'n oorweldigende meerderheid het hier vir Suid-Afrika gestem. Dis lieflik om te hoor want mense hoor so gereeld dat ons 'n bod insit vir iets, maar omdat dit so ver is vir die res van die wêreld om te reis, kom hulle nie hiernatoe nie, maar dis baie goeie nuus. Waaraan skryf jy dit toe? Ek dink Suid-Afrika is 'n gewilde bestemming, Kaapstad natuurlik. Die tuinroete het ook baie daarmee te doen en in ons aanbod het ons natuurlik ook al hierdie dinge ingebring, die safaris en die wynproe, sommer so as 'n ekstra. So ja, jy's doodreg, Suid-Afrika gewilde bestemming. Op hierdie stadium het ons al 1200 besprekings van die buiteland af, 20 lande wat besig is om reg te maak om hierheen te kom. So ja.
Ek sien self daarna uit. Vertel gou vir ons kykers wat nie toutrek ken, presies hoe dit werk asseblief. Goed, toutrek neem ons deel in verskillende kategorieë. Eerstens al die ouderdomsgroepe, ons het onder 19 groepe, onder 23 en dan seniors. Daardie verskillende groepe is dan ook, het ons manspanne, damesspanne en ook gemengde spanne. Die span bestaan uit 4 elk en jy het effektief 36 meter lange tou, 8 aan elke kant en dan is daar 'n middellyn en jy moet 'n opponerende span oor 'n afstand van 4 meter trek om te wen. Daar is natuurlik ook reëls aan verbonde, jy mag nie sit nie, jy mag nie leun op jou hande nie. So ja, opwindende sport en die oudste sportsoort in Suid-Afrika natuurlik. Dis fascinerend om dit te hoor, Anton. Dis heel duidelik 'n baie tegniese ding en dit beteken ongelooflik baie vir spanwerk. Dit gaan nie werk as almal nie presies weet wat die ander ou doen voor en agterom nie. Ja, absoluut so. Dit is absolute spansport. Jy moet tot op die millisekonde saamwerk en dit spesifiek vereis baie ure se werk. Ons het hierdie dromme apparate waarteen ons oefen en die afrigters sit jou absoluut deur alles. Dis natuurlik 'n kragsport, so jou basis word gevorm in die gimnasium, so heel wat werk wat jy daar moet doen, maar die dromwerk, daardie saamwerk is tot die millisekonde. Dit is wat deurslaggewend is vir 'n goeie toutrekspan, ja. En dan staan natuurlik gewigskategorieë ook daarbey saam. Ja, dis korrek. Ja, ons maak voorsiening vir almal. Ons het in die onder 19 en 23 is daar vaste gewigskategorieë, maar by die mans het ons byvoorbeeld 'n ligte gewig, 'n middelgewig en 'n swaar gewig, ook by die dames 'n liggewig en 'n middelgewig. Ja. Vra julle die dames hulle gewig, is hulle bereid om dit te noem of al dan nie, Anton? Ja, dis nou nog als een plek waar iemand nie kan skaam wees oor sy gewig nie. Jy weet in die verlede as hulle geweeg is, het ons nog als die gewigte so op die hande geskryf. Ons doen dit daarom nou deesdae nie meer nie. Maar nee, as jy skaam is vir jou gewig, is toutrek nie die sport vir jou nie. Die anker heel agter. Hoe verskil sy werk van iemand wat heel voor is in die span? En is daar inderdaad 'n verskil? Ja, daar is absoluut verskillende rolle, min of meer die voorkant van die span, die middelkant van die span en dan die agterkant van die span. Soos die woord anker aandui, anker hy die span. Dit is gewoonlik 'n groter atleet, sterk atleet. Sy center of gravity, soos ons in Engels noem, is gewoonlik bietjie laer. Die voorstes, die nommer 1 spesifiek, hy moet die opponerende span lees, die tou lees soos ons noem, so hy kan voel as daar skiet gegee word of as daar verlies aan krag is in die opponerende span en hy initieer dan wat ons noem 'n aanval, die nommer 2 en 3 agter hom versterk dit. Nommer 4 en 5 is basies die engine kamer. Dit is ook so 2 stokkie toutrekkers wat die tou deurbring en dan jou nommer 6, 7 en 8 is wat ons noem, hulle bære dit agter. Daardie tou wat gewen is, hulle neem 'n treetjie of 'n halwe treetjie terug en is absoluut meer in 'n verdedigende posisie deurgaans om dit te behou wat jy gewen het by jou oppositie. Dis baie tegnies natuurlik daarbey saam, soos ek nou na jou luister, maar vertel vir ons van die sielkundige ingesteldheid. En kan mens, soos die Engels sou sê, die ander span uitsaik voordat jy nog aan die tou vat? Ja, ek dink dit gaan alles oor selfvertroue. Dikwels, ek dink met 'n ligter span, jy het natuurlik jy het die aanvallende tegniek en dan het jy die verdedigende tegniek, maar ek wil vir jou sê 'n span wie se kop reg is, 'n span wat net eenvoudig sê ek gaan nie verloor nie, ek gaan nie opgee nie. Met so 'n span kan jy ver kom. Daardie wat net vasbyt, want heel dikwels in so 'n verdedigende posisie kan jou aanvallende span kan hy homself uitput as 'n ware. So as jy hom so ver uitgeput kan kry dat hy sy krag kan verloor, kan 'n mindere span, 'n span met 'n mindere gewig, kan hy so 'n sterker, noem dit sê 'n sterker span uitwen, bloot deur vas te byt en geloof in hulle self. Ek wil dit amper dan vergelyk teenoor 'n goeie span wat skrim op die rugbyveld, wat uiteindelik die oppositie moeg skrim. Absoluut so, 100% so. Daardie span wat die ophou werkie, wat aanhou bly druk en sterker is in die kop, fikser is, definitief. As mense sou wou kom kyk daar op Hartenbos, wat is nodig, wat moet gebeur, Anton?
Julle kan net gaan na ons het 'n Facebook bladsy en daar is skakels wat jy kan volg. Ons kaartjies is by Webtickets beskikbaar. Dit is regtig goedkoop. Ons het dit goedkoop gemaak. Jy kan R150 betaal vir 'n weekkaartjie of R30 per dag. Die eerste 2 dae van die kompetisie is die wêreld ope klipkampioenskappe en dan die laaste 2 dae is die internasionaal waar die verskillende lande te mekaar is. So op die internasionale dae is dit maar R50 'n dag om te kom kyk. Werklik op ek kan aanbeveel. Wat is ons kanse om die goud hier in Suid-Afrika te hou in al die verskillende ouderdomsgroepe? Dit is 'n baie moeilike een, hè. Ek verwag dat ons daarmee 'n wêreldkampioenskapstitel by die onder 23s en by die onder 19s gaan kry. Ons jeug is baie sterk. 'n Bietjie moeiliker met die seniors. Ek het hoë verwagtinge van ons gemendes van die 4 mans en die 4 dames. Ons het natuurlik verlede jaar algeheel op die wêreldranglys het ons 3de plek aan Engeland afgestaan. So dit ten minste gaan ons terugneem. Ons is tans in die 4de posisie, so ons beplan werklik om die Engelse hierso op eie bodem te klop. Switserland is daarna Anton, die 2de plek. baie dankie, ek moet jou ongelukkig daar onderbreek. Tyd het ons ingehaal, maar sterkte vir jou en die Suid-Afrikaanse span. Dit is regtig lekker om oor 'n sport te gesels wat ons bitter min kry. Up next, it's scuba diving for people who are disabled. Stay tuned. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, good morning. For many of us, scuba diving is an exciting adventure, but for people living with disabilities, it can be a chance to experience complete freedom, build confidence, and rediscover what their bodies are capable of. Through the Handicapped Scuba Crew, hundreds of South Africans have had the opportunity to explore the underwater world in a safe, supportive, and inclusive environment. Joining us today is the founder of the Handicapped Scuba Crew, Sue Jordan. Sue, welkom by Goeiemôre, good morning. Baie dankie, Roxanne. Waar het die passie vir jou ontstaan vir scuba duik? Ek het begin duik 3 maande voor my motorongeluk en gedink, okay, nou sal ek nooit weer kan duik nie. En toe het ek vir Richard ontmoet en hy het gesê, kom ons sit in die swembad en hy sal my deurvat. En so het dit net 'n liefde opgevlam van voor af. En ja, Vir ons kykers wat nou nie weet hoe dit werk nie, hoe werk dit om dan in die water te wees? Jy het nie jou stoel wat jou ondersteun nie. Jy is net in die water met al die toerusting en al daai tipe goed en daar gaan jy. dis die freedom wat jy kry, want ewe skielik is jy weightless. Jy kan beweeg waar almal anders beweeg sonder 'n stoel. En dan baie interessant ook, as jy 'n dieperige duik doen, so 20 meter, die pynverligting wat jy kry na die tyd, is selfs tot 'n week en langer. So, ja, it's mind-blowing. Dit is regtig mind-blowing. Ek wil vir jou ook vra, mense dink dat scuba duik vir mense met gestremthede onmoontlik sal wees, maar dit is eintlik iets wat kan gedoen word. Ja, so, enige disability kan duik. Ons pas dit aan om by jou disability in te skakel. As jy nie gekoppel is aan 'n masjien nie, kan jy duik. Hoe werk dit prakties as ek iemand is wat met 'n gestremdheid lewe? Hoe kan ek duik? Okay, ek gaan myself as 'n voorbeeld vat. Ja. So vir my, ek het gewoonlik hulp nodig gehad om my wetsuit aan te trek en ons het zips ingesit tot by die heupe, die arms. So trek 'n wetsuit aan. Ons staf is almal opgelei om transfers te doen, verskillende maniere te kry om jou veilig in die water te kry. En dan, ja, dan het jy 'n silinder en 'n Ja. baadjie aan. Ja? Jy hoef nie te kan swem nie.
al wat jy moet kan doen is asemhaal. Jy, so ons gaan stap vir stap deur die water in jou gesig, om jou net te leer te reprogram, Ja. dat dit is okay, jy kan asemhaal, al is jy onder water, en sodra jy dit reg het, ja, dan gaan jy in die water in. Hoe reageer mense wanneer hulle nou besef scuba duik is iets wat ek kan doen? Ek dink dit verseker hulle uitkyk op die lewe. Ja. Ons het vir Roman see toe gevat nou so 2 of 3 keer al, en net daai van ek kan dit doen sonder hulp en my passie deel en alles daaronder sien wat it's just mind-blowing. Ja, en jy het gepraat oor die voordele wat dit het in terme van pynverligting en die rehabilitasie, maar dit is eintlik 'n hele nuwe uitkyk amper en jou mense se geestesgesondheid verander ook, want hier is dit nou 'n meer I can mentaliteit. Yes, en jy's deel van 'n klomp mense wat almal dieselfde passie deel. Ongeag of jy in 'n stoel is, of jy blind is, of jy doof is, jy almal hou van dieselfde, deel dieselfde passie en En dit kan gedoen dit word. kan gedoen word. Soos familie met 'n Down-sindroom kind, ewe skielik is dit nie net pa wat gaan jag nie, maar pa, ma en sussie en almal kan saam duik, saam dit ervaar, selfde dinge sien. Ja, dis net amazing. Ons is natuurlik hierbo in Gauteng. Daar's nie baie water hier nie. So waar gaan ek nou oefen as ek by Handicap Scuba Crew wil aansluit? So ons het elke eerste Saterdag van die maand 'n heated indoor pool waar ons dan mense uitnooi om soontoe te kom. Ons leer hulle al die basiese vaardighede om hoe die toerusting werk, wat om te verwag. Sit hulle in die water, leer hulle om te duik Ja. en dan vat ons hulle see toe. Handicap Scuba Crew gaan regtig oor inklusiwiteit and it's kind of that feeling of belonging. Vir jou as iemand wat hierdie ding begin het, hoe belangrik is dit vir jou om daardie gevoel te skep vir ieder en elke mens wat by julle aansluit? Baie belangrik. Dit beteken vir my persoonlik so baie om my passie te kan deel, Ja. om 'n verskil te maak en vir ander te wys jou ability is net anderste. Jy kan nog steeds doen wat enigiemand anders doen, ons doen dit net anderste. Ja. En om 'n verskil te kan maak en vir iemand daai hoop en daai ervaring te gee, net om deel van 'n crew te wees. En jy maak nie saak wat nie, jy hoor daar. Ja. Jy's deel van dit. Want dit Handicap Scuba Crew is nie net vir mense met gestremthede nie. Dit is almal, soos jy gesê het, pa, ma, sussie, boetie, maak nie saak wie jy is nie, jy is by die crew. Yes. En Jy dan is deel van die crew. dan doen ons ook opleiding Ja. om byvoorbeeld iemand op te lei om met 'n disability te werk en hoe om met hulle te duik. So jy kan 'n adaptive buddy word sodat jy op 'n trip met verskillende mense kan werk en hulle bene te wees. Ek wil ook vra oor die gevoel, net voor ons klaar maak so, die gevoel van mense wat vir die eerste keer in oop water duik, wat hulle die eerste keer in die see is en dit ervaar, want dit is seker iets wat amper onbeskryflik is. Ja, ons het nou so maand terug 'n ouetjie gehad wat nog nooit in 'n swembad was nie, nog nooit by die see was nie. En ons het hom swembad toe gevat en hy see toe en hy het geduik en die eerste ding wat hy gesê het is
dit lyk asof ek in 'n akwarium swem. Daar's visse, daar's lewe, dis nie net hierdie groot donker water nie. En daai blydskap om te sien hoe hulle dit geniet en nou kan hulle sê met my disability het ek iets gedoen wat ander mense te bang is om te doen wat nie 'n disability het nie. So, dis wonderlik. So, laaste vraag, waar kan mense nog inligting kry? So ons kan gekontak word, ons het 'n webwerf handicapscubacrew.org.za. So ja, of handicapscubacrew.co.za. Baie dankie. Ja, dit dan Sue Jordaan, die stigter van Handicap Scuba Crew. Bly net waar jy is, ons is nou terug. En is nou my voorreg om haar hier by ons in die ateljee te verwelkom, want sy gaan nou gesels oor haar splinternuwe Afrikaanse enkelsnit, 'n solo een, Mis jy my al in Isabella Kuleski. Baie welkom hier by ons. Dankie. Ek wil vir jou sê welkom terug, want dit is nie jou eerste keer wat jy hier by ons kuier nie. Dis my né? tweede keer. Daar My sy. tweede keer, Daar ja. sy. Dis lekker om hier te wees. Nou met daai in gedagte, ek dink almal ken jy nou al teen die tyd, jy weet, vir die kere wat jy saam met ander kunstenaars gewerk het of die duette. Ja. So, maar ek bedoel vandag is jy nou hier om te gesels oor jou eerste solo enkelsnit. Ja. Hoe voel dit vir jou? Ag, ek kan dit eintlik nie glo nie. Dit is my so lekker om iets uit te bring wat ek voel 100% ek is en dit was vir my eie projekkie wat ek aangepak het van om homself te skryf, want ek is eintlik meer 'n skrywer, maar van homself te skryf tot om hom actually uit te gebring het. Dis vir my so lekker om dit te kan deel. Nou mis jy my al gaan oor verlange en onbeantwoorde vrae soos wat ek dan nou agtergekom het. Ja. So, was daar iets spesifiek wat hierdie liedjie geïnspireer het? Ek skryf altyd oor my persoonlike goed. Dit Ja. is al hoe ek weet om dit te doen. So definitief, ek skryf meestal agter 'n gevoel, soos as ek iets voel, dan sit ek net woorde by. So ja, definitief, ek dink mis jy maar al gaan oor, ek dink almal het ook so 'n persoon wat jy weet jy verlang na iemand en wonder soos mis hulle jou ook. Ja, Ek dink dis nogal 'n vraagie of goed wat nie baie mense oor sing nie, so ja. En ek dink dit is iets waarmee soveel mense kan vereenselwig. Ek stem heeltemal saam met jou. Ja, En dink jy dit is op die einde van die dag ook 'n wenresep, jy weet, want dit is wat ook sekerlik gaan maak dat die mense meer as een keer na die liedjie ook luister. ja, ek dink vir my die grootste ding in musiek ook, ek luister net nog goed waarmee of nie net nog goed nie, maar ek luister meestal nog goed waarmee ek myself kan sien in daai posisie en ek dink ook dis presies wat ek wou doen met Mis jy my al. Ek wou gehad het mense moet daarna luister en kan mens van, ek voel ook so. En toe ek dit vir my vriendinne speel, toe ek daai gevoel gekry. So ek dink dit was vir my, toe weet ek okay nee. Dis goed as hulle daarvan hou. Ons moet vir 'n oomblik stil staan by die musiekvideo want dit is 'n pragtige musiekvideo Dankie. en dit is in Stellenbosch verfilm. Ja. Maar wil jy vir ons so 'n bietjie meer vertel van waarom spesifiek Stellenbosch en hoe jy te werk gegaan het met daai besluit na aanleiding van wat presies in die video moet gebeur? Ja, so ons het eintlik gedink om dit by so seepunt te skiet daar by die see, maar toe ons die dag kyk na die weer, toe is ons soos dit gaan nie gebeur nie, dis te mistig, jy gaan niks kan sien nie. Toe vind ons vinnige plan B en ry toe rond Stellenbosch. Stellenbosch is so mooi. Ry toe rond in die paadjies en ons besluit, weet jy wat, kom ons doen dit net hier. En die hele idee agter die musiekvideo was om in die kar te wees, om amper half terug te verlang, wat ek nou bestuur, ek weet, Bik sê nie daarvan dat ek bestuur het nie, en hy het my so uitgehaal oor dit, maar as mense die musiekvideo sien, wat julle nou het, kan jy sien, ek ry op my eie, en dan ewe skielik is dit 'n terugflits van waar hy saam met my is. En ek dink dit beeld mooi die storie uit van, ja, so ons wou die eerlikheid gehad het, en ook om jong te wees, en rond te hardloop, en ek dink dit is nogal cool, en dan op die ou einde, is ek weer op my eie. So ja, dit het net mooi uitgewerk en om in Stellenbosch te film is altyd mooi. Ons het eintlik ons winter in die Kaap musiekvideo ook daar geskiet. So ja. Nou ons het so 'n bietjie meer as 'n minuut oor, maar jy het 'n verwys na Buxom wat 'n bekende smaakmaker is. Ja. Hy verskyn in die video.
Hoe het dit gebeur en was daar miskien 'n snaakse oomblik wat jy met ons kan deel van wat agter die skerms gebeur het? Als was snaaks. Ek weet nie of julle vir Buxom ken nie, maar hy is 'n komediant. So hy is regtig die beste persoon wat ek kon kies vir die musiekvideo. Ons het meer gelag as wat ons gewerk het. So definitief 'n goeie besluit van my kant af gewees. Enige ander toekomsplanne in die pipeline? Nuwe musiek waarna ons kan uitsien in die nabye toekoms? 100%. Ek werk nou aan 'n hele paar goed. Ek skryf nou 'n bietjie rond, ook vir ander kunstenaars, nie net myself nie. So dit is my baie opgewonde wat daar is. Ja. Maar ja, definitief. Wel, ons wens jou alle sterkte toe met hierdie nuwe liedjie. En ons Baie sien uit dankie. na die ander liedjies wat nog uit jou pen gaan vloei. En dankie dat jy vanoggend hier by ons kom kuier het. Dankie dat julle my hier gehad het. Nou ja, toe dis dan Bella Koleski, maak seker jy gaan luister na hierdie pragtige liedjie en maak seker jy gaan kyk sommer weer na die musiekvideo ook. Maar dis dan al van ons kant af. Ons sien julle môre weer. Intussen wil ek jou daaraan herinner dat jy ons op alle sosiale media platforms moet gaan volg en gaan maak ook gerus 'n draai op die Goeiemôre Good Morning YouTube kanaal.